ons oor by die woord kan stilstaan. Dat die woord vir ons môre sal breek, en ek bid, Heilige Gees, dat U die woord vir ons sal lewend maak. Dat ingang sal vind in elkeen se hart. Ons môre sal verstaan wat U ons wil oordra. En Here, ons weet vanmôre is die woord wat lewe is en wat lewe bring. En solank ons deel doen, sal U deel doen. Wys ons vanmôre. Deel met ons vanmôre, Here, wat om te doen rondom hierdie Psalm. In Jesus Christus se naam. Here, elke versterking van buite af van bose magte, elke beplanning van hulle kanselleer ons vanmôre. Ons stel dit kragteloos, breek dit in oor die woord, breek dit in oor die vergadering, breek dit oor die diens, stel dit kragteloos, dryf dit uit, stuur dit terug na waterlose plekke in Jesus naam. Maar dankie Gees van die Here dat U die doel bereik. U beweeg vanmôre van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, van persoon tot persoon. Die doel bereik in Jesus Christus se naam. Na die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. U mag maar sit, dankie baie. Die ons nodig, sy beskerming deel 3. Ons sal saam lees vanaf Psalm 91, 9 tot 16, so Psalm 91, die derde deel, is die laaste deel van Psalm 91 vanmôre. Kom ons lees saam. Die woord van die Here sê vir ons van 9 tot 16. 9 tot 16. Kyk op die skerm as jy kan. Hy sê, want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. En hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Dan sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Kan jy sê amen op die woord? Wonderlik. Nou is een van my geliefde psalms, die Psalm 91, al die jare wat ek het bid, wat ek die geleentheid kry, maak ek my eie psalm, wat ek weet wat sy krag is in hierdie psalm. Nou ek lees vanmôre, het ek nou voorberei, is van gisteraand af die goede neerskryf, toe kom ek agter dat, nou baie mense maak die kritiek, want dit kom by Ou Testament nie so goed, sê dit is niks met ons te doen, Psalm 91 was vir die Israel na die tyds. Nou sê ek dink wat van Psalm 23, wat sê die mense vir Psalm 23, seker dieselfde. Jy weet, en ek glo dat die hele woord van God is ingegee, dis wat die Bybel vir ons leer. En dat alles wat ek kan doen, en wat ek vir myself wat aan myne maak, doen ek so, dis een van die psalms wat ek glo om met myne te maak, en nie net vir myself nie, maar ook los te maak oor my familie, los te bid, te verklaar en te bely dat het wel so is dat die Here agter ons sal kyk. Want die woord leer ons dit, dat ons, weet as jy nou die Ou Testament heeltemal uitlaat, en ek is baie lief vir die Ou Testament, en net die Nuwe Testament konsentreer is goed, maar die Ou Testament is daar om ons baie dinge te leer. Na soveel pragtige voorbeelde wat ons kan uitneem uit die Ou Testament uit, wat ons kan toepas in ons lewe vandag, wat werk. Dit werk, absoluut dit werk. En dis hoekom ek vanmôre wil sê, moet nie
dat ander mense jou anders te oortuig nie. Doen wat jy voel jy moet doen. Jy voel jy die Ou Testament lees die Ou Testament. Ek lees Ou Testament en Nuwe Testament. En dis vir my iets wonderliks, soveel ryk dinge en mooi dinge wat ek daaruit ontvang wat my geestelike lewe verryk. En as soveel dinge ek laas nie gesê wat ek nog 'n ding op klaar op hy reeks wat ek bedien het uit die boek Eksodus, die uittog uit Egipte, kom ek nog op iets af interessant wat my weer net gestir binnes in my binneste, waar ek lees dat die Here het 3 dae reis, God homself het 'n 3 dae reis onderneem. Luister wat hy sê. 'n 3 dae reis onderneem om seker te maak dat die plekke waar sy volk sal oornag veilig vir hulle sal wees. Kom nou mense, waar hoor jy sulke dinge? Daar's die God van Israel in daardie tyd, 600 jaar terug, lang terug, dit wat sy volk gedoen het. Hy wat ons Vader in die Here is, hoeveel te meer nie vir ons nie. Nie te sê ons gaan die dinge gevrywaar word, die daai versoekers op 'n provinsie gaan ons pad langs om elke dag. Maar as ons op hom kan vertrou en ons vertrou in hom plaas, weet ons dat die Here daar sal wees om ons deur te dra, te beskerm, te genees en 'n wonderwerk aan jou my lewe te doen. Die Bybel sê, hy is die God van genees, wat genees. Hy is die God van wonderwerke. Dis wat die woord sê. Die God van Israel het wonderwerke gedoen, selfs in die Ou Testament. Hoeveel keer lees ons daarvan? En selfs in die Nuwe Testament weet ons Jesus is ons groot geneesheer. So ek kan die twee nie skei nie. Want God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is een. Al is hulle 3 verskillende, is hulle een. Verstaan? En dis hoekom ek sê, maak nie saak wat jy lees, Ou Testament, Nuwe Testament nie. Van daai beloftes se maak dit jou eie. Glo dat die Here dit in jou lewe sal 'n werklikheid maak en dit sal kristalliseer in jou eie realm. So Psalm 91. Luister. Ek sê dit, lees wat pastoor sê vanmôre. Maak hierdie Psalm jou eie Psalm. Lees dit elke dag, is niks verkeerd nie. Hoe lank gaan jy toe neem elke dag te lees en dit hardop te bely? Maak hierdie Psalm jou gebed elke dag. Sluit dit by jou in 'n gebed. Maak hierdie Psalm 'n persoonlike gebed. En bid hierdie Psalm vir jou en jou familie en jou gesin. Bid hierdie Psalm elke dag en glo dit wat jy bid. Moenie twyfel daaraan nie. Glo dat die Here jou beskerm, glo dat hy daar is vir jou, glo dat hy jou sal deurdra, glo dat hy agter jou sal kyk, glo dit. Luister wat pastoor sê, as dinge te warm raak vir jou hier buite, en die aanslae is te veel en die druk is te erg, neem jou toevlug na hom toe. Kom nou mense. Ons is so geneig om baie keer op die arm van die vlees te leun. Die Bybel sê gevloek is diegene wat op die arm van die vlees leun. Ek sê, is niks verkeerd om 'n dokter wat gaan raadpleeg nie. Is niks verkeerd om na die mediese praktyk toe te gaan. Is niks verkeerd daar nie. Maar onthou hom in die sake wat ons deurgaan. Gaan praat met hom eerste. Gaan deel dit met hom eerste. Vra die Here om jou te genees. Al moet jy die mediese span gebruik om dit te doen, 'n dokter te gebruik of medisyne gebruik, maak nie saak nie. Hy wil hê ons moet ons toevlug na hom toe neem, want hy is en bly nog ons geneesheer. Amen. Kom ons gaan verder. Ons leef in 'n goddelose wêreld, waar die magte van die duisternis onder leiding van die vader van leuns werk. 'n Uitgemaakte saak, ons kan maar gaan kyk vandag, jy kan in skole gaan, jy kan in die winkelsentrums rondloop, jy kan maak nie saak waar jy gaan nie, sien jy die vader van leuns, sien die vyand werk tussen mense. Luister, ons weet nie altyd watter stukke of strikke en valstrikke jou vyand vir ons voorberei nie.
Maar ons dien 'n God wat almagtig is. Luister mooi. En hy is daar om ons te help om deur elke ding te kom. Al stel hulle strikke, en ons lees daarvan dat die voorvangers hier in die psalms, hy stel strikke. As ons vertrou in hom plaas, sal hy ons beskerm en bewaar. Weet jy, kom ek vertel weer. Aan die begin voor hulle konings aangestel het, was die rigtersdag geweest. Rigters het God se volk gelei. Ons kyk na Simson, al die mense wat rigters was, hulle het God se volk gelei. Toe kom Israel, hulle sien dat die heidense volk het konings. Hulle het met die koning gepraat, vleeslik gesproke, en die koning is daarmee iets hulle te doen, en hulle sê tegen ons soek 'n koning. In plaas van om God te aanvaar, as die Bybel sê self, hy sê julle het 'n vleeslike koning aanvaar, en ek wil graag julle koning gewees het. God wou hulle koning wees, die God van Israel. Maar hy verwerp hom, en Saul word aangestel as 'n koning oor Israel, eerste koning wat wil weet. Ek het dit gebeur met Saul agterna. Verstaan? Dit help nie ons copycats, dinge van buite. Help jy ons wil 'n voorbeeld van buite wat in toepas in ons eie lewe. Die oomblik wanneer ons dit doen, is 'n taboe. Ons moet die woord vat en die woord gaan soek. Alles wat ek en jy nodig het, vind ons in die woord van die Here. As jy wil die Here met jou huwelik seën, gaan soek die woord. As jy wil die Here met jou finansiëel soek, gaan soek in die woord. As jy voorspoedig wil wees, gaan soek in die woord. Kom nou mense, elke vraag wat ons vra se antwoord sal jy vind in die woord van die Here. Regdeur, maak nie saak waar jy sal dit daar vind. En dis hoekom Ou Testament, die Nuwe Testament, dis wat die Here van ons verwag, om hom te raadpleeg en te gaan delf in die woord van die Here. Ja. Luister. Ek wil hier by iets wys. Ek sê bid die woord, en maak dit iets persoonliks, dan gaan ek jou wys hoe ek dit gewoonlik bid. Die paar eerste verse van Psalm 91 sal ek so begin. Ek sal sê, ek wat of ons, maak nie saak wie jy was dit nie, ek of ons, ek wat in die skuilplek van die Almagtige sit, sal vernag in die skaduwee van die woordjie Almagtige beteken algenoegsame God. Ek sal, Pieter Andries Swanepoel sal, ek sal tot die Here sê, hy is my toevlug, en hy is my bergvesting, hy is my God, op wie ek vertrou, ek maak dit persoonlik. Want hy is dit wat my sal red, uit die net van die voëlvanger en van die verderflike pes. Hy sal my dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal ek skuil. Sy trou is my skild en my panser. Dan kom hier vers 5 wat sê, jy sê, ek hoef nie te vrees vir die skrik snags of die pyl wat bedags vlieg nie. Vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val 1000 aan my een kant, en 10.000 aan my ander kant, na my toe, as ek by jou stuk my, na my toe sal dit nie aankom nie. Jy maak dit 'n persoonlike besalling. En die oomblik wanneer jy begin bely en bid, nou luister wat pastoor sê, bid jy suiwer woord. Dis nie, hoe sê dit, thumbsuck nie. Dis suiwer woord wat jy bid, en ek kan jou waarborg dat die Here luister na dit, sy woord. Hy kan nooit sy woord skep en ons hom nooit skep van sy woord nie. Sy woord is ja, in die Bybel sê sy woord sal nooit ledig teruggaan na hom toe nie. Ons bid sy woord suiwer woord. Dis hoe ons werk. En dan wat ek gesê het in die verlede vorige dienste, boodskappe, in die eerste plek,
dat Psalm 91 is 'n psalm van beskerming. Belangrik om te onthou. Of jou psalm van beskerming. In die tweede plek is dit vir dwellers, bewoners. 'n bewoner is iemand wat tyd spandeer saam met hom, en ek het 'n voorbeeld genoem. Dis nie vir besoekers nie. Dis vir bewoners, wat beteken, as ons kyk na die eerste vers, hy sê ons moet kom sit in sy teenwoordigheid. Ek kan ontspan, ek moet kan sit, ek moet relax, ek moet my dinge oorgee vir hom, voor ek kan inbeweeg in sy skare. Ek moet tyd spandeer saam met hom. Ons is te haastig. Ons staan op in die oggende, ons eet ons toast, ons drink ons koffie, ons gaan bid 'n paar minute, of selfs in ons kar, en ons vergeet om vir Here môre te sê, ons vergeet om te luister na hom, ons spandeer nie genoeg tyd met hom nie. Ek moet bid, ja, om my versoek aan hom voor te lê, en by sy voete neer te lê. Ek moet sy aangesig soek, maar daar kom 'n tyd, gedurende jou gebedstyd, waar die Here wil hê, jy moet met hom tyd spandeer. En besoekers spandeer nie tyd by die Here nie, hulle hardloop deur hulle gebed. Dwellers, bewoners spandeer tyd by die Here. Hulle gaan praat met hom. As jy wat tantrum gooi tantrum dan vir hom, maar hulle deel hulle probleme met hom, hulle vra hom vrae, hulle aanbid hom, hulle prys hom, hulle luister na hom, hy luister na jou, ons moet ook na hom luister, want gebed is 'n tweegesprek. Kom nou, wanneer ek praat, luister die Here, wanneer die Here praat, verwag hy van my om te luister, maar ek sal lankal by die werk nog eens gehoor wat hy vir my wil sê nie. So Psalm 91 volgens my is 'n psalm vir dwellers. Hulle wat besigheid neem met die Here, hulle wat God vertrou, hulle wat hulle plek inneem en gaan sit, hulle wat onder sy skaduwee en sy skaduwee gaan skuiling soek. Dis hulle met wie die Here deel. Wat jy gebou kan word, opgebou kan word, verander kan word, alleenlik as jy met hom tyd spandeer. Jou mense, ons kan 5 ure voor die TV sit. Jammer as ek op mense se tone trap vanmôre, maar jy kan nie 1 uur spandeer in gebed nie. Jy kan alles doen, jy kan vir die hele dag gaan shopping doen. Maar jy kan nie vir 15 minute gaan stil sit en met die Here praat nie. Verstaan wat pastoor sê? Dan kom maar 'n tyd in ons lewe waar ons hom genodig kry. Dan gaan 'n tyd in jou lewe kom, 'n tyd in my lewe waar ons die Here gaan waaragtig nodig hê. Wat maak jy as jy nooit tyd met ons spandeer nie? Wat maak jy as jy nooit ooit met hom gepraat het nie? Wat maak jy? Gaan jy die vrymoedigheid hê om jou toevlug na hom toe te neem en uit te roep vir hom? Gaan jy dit werklik waar doen? Want jy ken hom eintlik nie. Hy ken jou, maar jy ken hom nie. En dit is wat belangrik is, mense. Al vat jy, nou sê ek begin bid het in die begin van my bekering, ek het psalms gelees, ek kon nie bid nie. Ek het psalms gevat en het gelees elke dag van my lewe, as 'n gebed voor die aangesig van die Here. En die Here het vir my wonderwerke gedoen uit hierdie psalms uit. Verstaan? Vat 'n psalm, jy kan bid nie, en bid dit hardop, maak dit 'n persoonlike psalm, maar moet nie nalat om te gaan bid nie, moenie nalat om aan die Here tyd spandeer nie. Tyd per tyd af, al moet jy 'n halfuur later gaan slaap, gaan niks aan jou doen nie. Halfuur vroeg opstaan die oggend, gaan niks aan jou doen nie. Gaan praat met hom, gaan deel met hom, hy wag vir jou. Ja. Luister. So dis Psalm is vir dwellers, bewoners, nie vir besoekers nie. Ek en jy as kind van die Here vanmôre kan nie ons daar begin sonder hom nie. En ons gaan nie ons daar begin
sonder sy beskerming nie. Onmoontlik. Bid jy vir jou familie en gesin elke oggend voor jy uitgaan en voor jy gaan werk. Plaas jy onder die kosbare bloed van jy reg en hulle kyk. Ek vra maar net. Luister, vers 9. Hy sê, want U Here is my toevlug. In tye van storms kan ek my toevlug na hom toe neem. Mense, storms gaan ons pad langs kom. Woestyntydperke gaan ons pad langs kom. Reuse gaan ons pad langs kom, ons kan dit nie wegharke vanaf nie. Dis 'n ding wat ons pad gaan langs kom, ons moet trotseer. Maar in tye van storms kan ons toevlug neem na hom toe. Die Allerhoogste het ek my beskutting gemaak. Die idee hierso is dat die psalmdichter hyself, en die Here sy toevlug en verdediging gemaak. Het jy vir iemand gevra nie? Hy self het dit gedoen. Die taal is 'n uiting van sy eie gevoel, sy eie ervaring, om God as sy toevlug te neem. Dis sy huis, as ek so mag noem vanmôre, dis sy plek van veiligheid, jou plek waar jy geluk vind en vrede vind, jou plek waar jy kan rus. En ons behoort ander aan te spoor en aan te moedig om dieselfde te doen, hulle toevlug na hom toe te neem. Hoekom dink jy so baie mense as hulle selfmoord neem? Hulle stel nie belang om na die Here toe te gaan nie. Verstaan? Hulle soek ander bronne. Baie gaan na dwelms toe, baie gaan na drank toe. Dit help nie. Hulle soek uitkoms, hulle kry nie uitkoms nie, in plaas van na die Here toe te gaan vir hom, en dan neem hulle eie lewe, want niemand wil hulle help nie. Verstaan? So dis belangrik om ander te vertel dat daar uitkoms vir hulle is by Jesus. Daar's hoop vir hulle, dat hulle toevlug na hom toe neem. Hy is daar om te beskerm en deur te dra. Luister. Ons moet anders so te vertel. Nou in hierdie gedeelte Psalm 91 kry ons 4 verskillende name van God wat sy karaktertrek ontbloot in die psalms. Die eerste naam wat ons daar kry is die woordjie Elyon, E-L-Y-O-N. Ek weet nie hoe dit uitspreek, maar so Elyon. Dis die eerste woord wat ons kry. Daai woord van God se naam beteken spreek van sy grootheid, van die Allerhoogste God. As die Allerhoogste regeer, hy met absolute gesag oor die hele skepping, verhewe en soewereiniteit en majesteit volgens Psalm 91 vers 1 hier van dit daar. Dan kry ons El Shaddai, die ongeëwenaarde, onafgenoegsaamheid van ons God. As die algenoegsame, een van die almagtige Here God, beliggaam hy onbeperkte krag en voorsiening volgens Psalm 91 vers 1. As jy daar gaan lees, ek wil gou vir jou lees daar. Hy sê, hy het in die skuilplek van die Allerhoogste sit, soos die naam wat ons al praat van Elyon, en dan vernag in die skaduwee van die almagtige beteken in die skaduwee van die algenoegsame God. Dis wat hy woord beteken, algenoegsame God. Dan kry jy die derdeendels van die psalms, praat hulle van Yahweh. Psalm 91 vers 2 beteken ek is wat ek is, Yahweh. Hy wat altyd bestaan, of die ewige een, is die ander vertaling, is my toevlug ten tye van storms. Dan laastens, die laaste naam wat ons dan kry daar, is Elohim. Nou Elohim was gebruik in die begin van die skepping. God het geskape, Elohim het geskape, hy is die God ons skepper. Tot en met die tyd van Abraham, in die middel van Abraham se tydperk, het hy nog God gegee, is Elohim.
tot die Here wonderwerk gedoen het in sy lewe, deur dit verander. So Elohim is die veelvuldige dimensie van ons Skepper God. As die hoogste regter handhaaf hy geregtigheid en waarheid, Elohim. As die soewereine Skepper, hy het die hemel en die aarde deur sy woord geskep. In hom vind ons 'n skuilplek, 'n vesting en die bron van ons onwankelbare vertroue. Al vier daardie name weerspieël God se karaktertrekke. 'n Mense, ek sê net soos hy die God van Israel was, wat sonde gehaat het, wat dood laat slaan het, wat die aarde laat oopskeur het, dat hy die mense wegsluk in die buik van die aarde. Net soos hy wat so geweldig was in die Ou Testament, bly hy nog ons God en Vader, wat 'n vaderhart het vir jou en vir my vandag. Wat beteken hy's lankmoedig, hy's sagmoedig. Soos die ander karaktertrek van God. Hy haat sonde, maar as Vader het hy die sondaar lief. Groot verskil, né? Verskillende karaktertrekke van God die Almagtige. Luister mooi, luister mooi. Luister mooi. Vers 10 sê, as jy geen onheil, bad things, sal my tref en geen plaag, dodelike plaag, wat selfs vers 6, sal naby my tent of my woning kom nie. Sal nie naby my woning kom nie, geen plaag, niks sal naby my tent of my woning kom nie. Want die Here beskerm my. Die Here beskerm my. Niks sal naby ons kom nie, naby my tent kom nie. Dis 'n no entry zone vir enigiets wat deel is van duisternis. Weet jy wat? Dat die duiwel al sien ons nie die bloed van Jesus Christus nie. Vir ons elke dag speer aan die deurposte van ons hart en ons huise en ons gedagtes. Hy sien daar die bloed. Ons sien niks nie. Ons het gedoen wat die woord sê, maar hy sien daai bloed, en wanneer hy bloed sien, weet hy is 'n no zone area. Daar staan no entry, hy moet verby beweeg. Hy kan nie naby kom, hy mag nie naby kom, hy kan nie inkom nie, want die bloed van Jesus Christus beskerm ons. Amen. Is nie wonderlik nie. 'n no zone area. Die bloed van Jesus Christus beskerm jou en my. Hy kan daardeur nie inkom nie, want die Here beskerm ons. Luister mooi. Luister mooi. Kyk hoe hy probeer inkom, kan skryf by Job. Net een keer, nie twee keer ons sal lees, wat hy probeer om sy vuil kloue te kry, om Job te versoek. Hy kon nie inkom kan skryf nie. Hy moes gaan toestemming by God die Vader vra. Want die Bybel sê, as Here sê, waar kom jy vandaan? Oor die aardelike rondgrys, was hy my regverdige diensknegt gesien, Job. Wie was in die Bybel? Sê, was daar, probeer dit. Maar weet jy, probeer om sy vuil kloue in te kry, want daar's 'n muur van beskerming, sê die duiwel, daar's 'n muur van beskerming rondom Job, rondom sy besittings en rondom sy diere. So alles was beskerm teen 'n muur van beskerming. Ja, mense. Luister vir my vanmôre. Luister vir my vanmôre. Vers 11. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jy te bewaar op al jou weë. Hulle sal op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Hoekom kan dit nie naby ons kom nie? Want vers 11 sê, begin met want. Hy, God die Almagtige, gee die instruksies. Luister hoe die pastoor sê, nommer 1 kan ek die engele nie opdrag gee nie. Ek kan nie. Nommer 2 kan ek die engele aanbid nie.
No 3 mag ek die engele volg nie. Dis ons skriftuurlik. Maar ek kan die Here vra dat hy die engele gaan en my bevel gee om my op te pas, saam met my elke dag te beweeg as ek my voertuig is van een punt na 'n ander punt toe en veilig terugbring vanaand hier by my tuiste. Ek kan hom vra om my engele aangaan en my bevel te gee. Ja, dit werk anders dan, luister mooi, dan mag ek nie op bid nie. Want as ek aanhou bid, dan werk die engele, as ek op bid, werk die engele nie. So engele werk wanneer ons bid. En ek weer sê, engele werk wanneer ek en jy bid, doen hulle wat hulle moet doen. Hulle beskerm ons, hulle kyk agter ons, hulle is daar vir ons, hulle is daar om saam met ons op pad te stap elke dag. Hulle hou ons veilig, hulle is daar om by ons te wees, maar ons moet bid. En ons moet bid. So gebed aktiveer hulle. Maar ons bywerk en jou werk om die Here te vra, om die engele gaan ons bevel te gee. Ons kan dit nie doen nie. Onthou dit, ons kan dit nie doen nie. Ek kan 'n demoon beveel om te gaan, ek kan 'n demoon bind in Jesus naam, maar ek kan niks vir die engele van die lig doen. Ek moet God vra om sy engele gaan en my bevel te gee om die werk vir my te doen. Hy is in beheer van die engele. Want die psalmdigter sê, hy sal sy engele aangaan jou my bevel gee, om ons te behoed en te bewaar op al ons weë. Derdens, as jy op die leeu en die ander sal strap, die jong leeu en die slaaf sal ons vertrap. Vers 4 staan, ons vyand bekend as die voëlvanger of struksteller, as jy daar gaan kyk, vers 4 van Psalm 91. Hy sê, hy sal ons dek met sy vlerke, ons vleuels sal ons skuil in sy trou, vers 4 bietjie teruggaan, as net bietjie terug, wat hy sê, hy praat van die vers 3 eintlik, want hy is dit wat my sal red, jou sal red, in die net van die voëlvanger of struksteller is die ander woord. So stond hom daar as 'n struksteller. Maar hier in vers 13 vind ons die ander karaktertrek van die duiwel. Ons vind hom hier as 'n leeu, daai leeu daar, dit's 'n vergroeide leeu, as jy kyk na die oorspronklike teks. Ons vind hom as 'n adder, ons vind hom as 'n jong leeu, en ons vind hom as 'n slang. Sy motief bly dieselfde, maar sy strategie verander. Hy weet presies wat om te doen. Jy kry iets in die geesteswêreld wat hulle noem familiar spirits. Familiar spirits weet alles wat in my tyd, voor my tyd gebeur het, op my voorouers se bloedlyn, en ek ken elke ding. Dis kom van 'n mens as sy oupa en ouma toe verskyn, is nie oupa en ouma nie, is familiar spirits, 'n demoon wat hulle namaak, wat hulle stem namaak, wat hulle liggaam namaak, alles, en voor die kom staan sê ek is oupa en ouma. Is familiar spirits, want hy ken jou hele geslag van waar jy begin het, die Swanepoel geslag tot waar jy begin het, regdeur tot hier, en weet wat voor toe gebeur ook, verstaan. En die ding is ons verstaan dit nie. Ons verstaan dit nie. Ons verstaan nie sulke dinge nie. En die duiwel weet presies, hy weet waar jy woon. Hy ken jou daaglikse routines. Weet wat belangrik is? Weet is belangrik om jou strategie rondom jou gebed te verander. Hoe begin jou gebed elke oggend? Hoe sluit jy jou gebed af elke aand? Hy weet dit al. En rondom dit beplan hy sy beplanning om hy dit te stop en te keer. Maar as ek môreoggend gebid en ek swaai die ding heeltemal van kom, heeltemal onverhoeds.
Ek het baie keer, het ek aan die oggend eers gebid en dan Bybel gelees, terwyl ek bid, lees ek by belydenisse, toe swaai ek om, nou lê ek eers belydenisse, dan bid ek. So toe swaai ek sy hele waarom. Want hy beplan volgens jou beplanning, hy weet presies wat jy doen. Onthou, dat is meer georganiseerd in die geesrealm as ons eie realm. Hy weet presies wat ons doen, hy weet presies wat ons bid, hy weet presies ons optree, hy weet presies jy gaan ontbind, hy gaan enigiets probeer, hy gaan jou voor laat lei, jy gaan begin gaap, jy gaan begin vaak raak, jy gaan by jou gedagtes gaan begin dwaal, allerhande dinge gaan probeer om jou af te kry van koers af, net solank jy nie doen wat jy moet doen nie. So, wat ek wil sê, luister mooi, sy motief bly dieselfde, maar sy strategie verander. Nou moet hy aanpas weer om op baie patroon aan te val. En as hy op baie patroon net mooi aangeval het, as change hom weer 'n keer. Dan moet hy weer rondhardloop en skarrel om die volgende ding te doen. Verstaan wat pastoor sê? Hy weet presies die tye wat jy gaan bid ook. En dis waarom die Psalm 91 te gaan. Here beskerm ons. Ek maak elke oggend my rug toe as ek gaan bid. Sê Here, die bloed van Jesus rondom my. Rondom my rug, rondom my familie. Rondom elkeen die bloed van Jesus. Ek sê nou dag, bid ek kan ek voel net hier kom 'n koue en waar kom die koue nou vandaan? Iewers skielik hier kom 'n koue en nie vensters oop nie. Die honde slaap, die vrou slaap, die voëls is doodstil. Deure is toe, vensters is toe, voel ek hy wind inkom, ek voel hom agter my rug en ek kyk soontoe, voel ek in my rug kom agter, kom hy koue en ek weet wat dit is. Verstaan? Dan konsentreer jy op iets anders, jy konsentreer op die bloed van Jesus, om haar ding aan te val, en sy werklik te kanseleer. Hy sal enigiets probeer om hy van koers af te kry, want hy weet, as jy dit gaan reg kry, is daar probleme vir sy koninkryk. En dis hoekom die psalmdigter dit noem. Hy noem die verskillende karaktertrekke van die vyand. Hy noem wat hy gaan doen, sy agenda en sy beplanning en al die dinge, hoe hy gaan optree. En ons moet so ingestel en sensitief wees, dat ons die dinge kan weet, wat gaan gebeur as daai dinge kan aanval en kan kanseleer. Soos die motief by dieselfde, was die strategie verander. Johannes 10:10 sê, hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Dit is sy missie. Mense sal nooit verander nie. Enigiets wat in jou lewe gebeur. Luister vir pastoor vanmôre, dis hoekom baie keer mense na die Here toe wys. Luister mooi wat pastoor sê. Enigiets in jou lewe wat plaasvind en daar is verwoesting en daar's steel in en daar's slag en steelslag en verwoes, is nie van God af nie. Jy weet waar vandaan kom Johannes 10:10. As jy aanhoudelik dinge verloor, waar kom dit vandaan? As jy aanhoudelik siek word, waar kom dit vandaan? Kom nou mense, praat met my vanmôre. As al daai dinge jou pad langs kom en jy kom nooit by 'n punt uit waar jy iets kan bereik of suksesvol kan wees, waar kom dit vandaan? Nie van die Here af nie. Hy het gekom om lewe en lewe oorvloed te gee. Dis van die duiwel af ons moet kan identifiseer. Ons moet die onderskeid kan hê om daai werke van die vyand te kanseleer. Moenie met 'n mond vol tande sit en neem gesag oor dit en kanseleer dit in oor jou huis, in jou finansies, in oor jou man, vrou en kinders. Luister. Luister mooi, 3 hoofstukke van die begin van ons Bybel ontmoet ons vir die eerste keer die ou slang. Wie wat is die boek Genesis net? 3 hoofstukke van die einde van die Bybel af ontmoet ons weer die slang, wat hy praat van die draak, die ou slang en draak in die boek Openbaring. So hy bly maar dieselfde. Luister mooi. Maar sy invloed is oral teenwoordig in die wêreld. En daarom kan ons versoeking
verwag. Die vyand sal ons nie alleen laat nie, hy sal self skrif aanhaal soos hy by Jesus gedoen het, om ons van die regte pad af te lei. Of eerder, hy sal dit verkeerd aanhaal, iets hier en daar verwyder, of iets hier en daar byvoeg, in 'n subtiele, alledaagse ding. As hy subtiel is hy 'n slang. Hy bly 'n slang. Hy bly 'n slang. Luister wat pastoor sê. Die Bybel sê, hy loop rond soos 'n brandende leeu. 1 Petrus 5:8. Nie, hy rondloop, hy probeer dit namaak. Hy brul nie, want hy brul is soos 'n klein muis. En soek wie hy kan verslind. Dis die geraas wat hy maak, maar hy kan niks so lank doen as ons in ons skuilplek van die Allerhoogste is nie. Tweede wat hy praat is 'n adder. Hy lê en wag dat jy die verkeerde tree gee. Jy weet jy gaan dieselfde, hy weet jy gaan dieselfde roete gebruik. Dis nooit so mooi, kan ek kyk, né? Hulle ruik die sent op die paadjies waar daai rotte goed hardloop. Na geleë met daai kant, jy weet hy rot gemaak van bykom. Weet ons nou wat 'n ou ding is, soos wat ek lê daar met hy adder daar vir die rotte wag. Dis presies wat hy met ons doen. Hy weet ons is die pad gereeld, loop ons deur. En op hierdie pad gaan hy 'n stuk vir ons stel om ons te vang. Hy weet presies, as 'n adder doen dit, as 'n adder doen dit, en 'n gelê daar sonde, lei jou op verkeerde paaie waar adders en leeu's vir jou wag. Hallo, wie almal dis aardspastoor is so. Dan praat hy van die jong leeu wat gewelddadig is en sterk genoeg om sy prooi te vang. Word ook genoem dat hy lê en wag. Dan kry die slang, ander vertaling noem hom die draak wat ons kry in die boek Openbaring, praat van 'n seemonster of 'n groot giftige slang. Yes. En die Bybel sê, ons sal op hulle trap en vertrap. Jesus sê, ons lees daar wat hy sê Jesus is opgevaar en sit aan die regterhand van God die Almagtige en wag vir die dag van die vyand, die voetbank wat sy voete sal word. Dan kom 'n dag van alles onder die voete van Jesus gewees, waar ons nog in die tyd kan ons die vyand onder ons voete plaas op die gesag en autoriteit om dit te doen in Jesus naam. Ons kan vertrap en trap op hom. Die sterkste vyand, ek sluit, die sterkste vyand in mag. Die mees geheimsinnige in slimheid sal oorwin word deur die man en vrou van God. Van die mense wat by hom inwoon en oornag, kan dit wat die vyand beplan nie slaag nie. Binnekort, sê die Bybel, sal ons sy vyande die voetbank van sy voete word. En ek glo dit met my hele hart, dat daai dag is voor die deur, wanneer al die werke van die vyand vernietig sal word, en Satan in die poel van vuur gegooi gaan word, en ons gaan juig vir daardie dag as dit aanbreek. Dis wat die Bybel sê, niks wat duister is sal oorbly nie, want Jesus Christus gaan heers, en dis al wat saak maak. Kan die amen sê vanmorgen die kort? Kom ons staan. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Vanmorgen dat U ons gebed hoor ons uitroep. As U môre uitreik na elkeen van ons, Here, U word in ons harte lewend maak. Dat die woord sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Die Bybel leer ons dat ons in die gesag en autoriteit, wat ons op die aarde mag verbied, sal verbode wees in die geestesreël, wat ons nie toelaat sal toegelaat word in die geestesreël. Dankie vanmorgen vir die gesag en autoriteit in Jesus naam. Here, ons dankie ook
dat ons in die woord kan kou, dat dit in ons hart sal lewend bly. Ons weet dat Psalm 91 ons psalm is van beskerming, en help ons om dit te glo en toe te pas in ons lewe, Here, dat daai psalm 'n werklikheid wat ons lewe word en ons hart opgegraveer sal word in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons prys en ons loof en ons bid U daarvoor, en al die kinders van die Here vanmôre sê, Amen en Amen.